So, die laaste vraag wat aan ons gestel is die kerk se opinie of se visie oor saam bly en seks te konservatief? En ek dink die beste manier om dit te antwoord is om te begin met 'n storie. So, ek en Calvin is nou al 15, 16 jaar saam. En ek het nog 2 jaar geweet, dit is my man. So, ons is hoërskoolliefdes eintlik. Ek dink is dalk bietjie langer. Ek het in die Here het my hart vir my gesê, dis jou man, jy het hom gekry. Dus that's it. There's no going back. En alhoewel hy my amper 6, 7 jaar laat wag het voordat ons trou. Ons was 6 jaar saam. En toe daar iets baie drasties in my lewe gebeur. En ek het besluit, en ons het daaroor gepraat, en ek dink ons het saam die besluit gemaak, want ek het daaroor gebid ook, en ek het by my man kom intrek, en ons het 2 jaar saam gebly. Voor ons besluit om te trou. Ja, voordat ons getrou het. En ek dink die enigste redenasie waarop mens kan afkom is, maak dit van my of van hom slegte Christene. Verander dit ons geloof, verander dit ons verhouding met die Here, verander dit wie ons is. En ek dink nie so nie. Ek dink nie dit maak ons slegte Christene nie. En ek dink dis daai konsep waar baie kerke nog vashak by. Om te sê, maar okay, julle slaap som, julle bly soms so julle gaan hel toe, julle is slegte mense, hoekom kom julle kerk toe? Julle moet 'n swak verhouding met die Here. En ek dink dit is die judgment wat geplaas word, wat jong mense, veral jong volwassenes, wegdryf van die kerk af. Weer eens kom dit neer op, nie net strictness nie, maar skynheiligheid. Want die kerk sê hulle aanvaar almal, maar hulle wys alles weg. En as jy dink aan, baie goeie voorbeeld is Jesus. In die Bybel het Jesus nie by ryk mense gaan eet, en by konings gaan eet, en by prinsesse gaan kuier, en nee, wat het hy gedoen? Hy het op 'n donkie ingery, hy het by tollenaars en sondaars gaan kuier, hy het saam met hulle aan 'n tafel gesit en geëet, hy het die siekes gesond gemaak, hy het losbandige vrouens wat op straathoeke hulle lywe verkoop het en rondgeslop het, hy het hulle vergewe. Hy het vir hulle gesê, jy is gered, jy is my kind, moenie worry nie. So, hy kyk nie na enigiets anders nie, hy kyk na jou hart. As ek vinnig moet dink in Romeine 10 vers 9, staan daar, as jy met jou mond bely, met jou hart glo. Dis of waarna die Here kyk. Hy kyk nie na jou leefstyl, wat se kleur jou vel is, wat is jou preferences, het jy tattoos, dis soos ons vraag 1 ook gesê het, hy kyk nie na daai goed nie. Hy sien dit nie raak nie, dis nie vir hom belangrik of jy met 'n kortbroek kerk toe kom, en of jy saam met jou man bly, of nee, hy kyk na wie jy is. Hy kyk na jou hart, en hy kyk na jou verhouding met hom. En eintlik, as dit die punt neerkom, is dit net die Here wat mag judge. Die kerk is daar geplaas, en die kerkgemeenskap is daar geplaas, om vissers van mense te wees. Om mense te kry om na die Here toe te kom. Nie om vir mense te sê, weet jy wat, nee, asseblief gaan, jy doen dit en dit en dit en dit verkeerd nie. Wie is ons om dit te doen? Is ek reg as ek dit sê? Ja, want die kerk is daar om vir jou raad te gee, en om vir jou advies te gee, en om jou leiding te gee daarvoor. Nie om jou weg te dryf en te sê, luister hierso, wat jy doen is verkeerd nie. Ja, hulle kan jou wel leiding gee, en hulle kan jou support gee, in daai besluit wat jy maak. Maar tog kom dit neer op, dit is 'n besluit, wat jy en jou man, en die Here saam maak. En ek dink, trou oor die algemeen is 'n tradisie, wat ons as mens baie groot gemaak het. Dit is so 'n movie se hype, wat ons gemaak het. Maar ek dink, jy trou tog klaar, sodra jy saam met iemand bly, of saam met iemand slaap. In die Here se oë is jy getroud. En ek dink dis 'n band wat net jy en daai persoon in die Here saam loop, is 'n pad wat jy saam loop. En ek dink die kerk kan hulle visie verander, om te sê, okay, kom ons loop saam met jou daai pad, ons gee vir jou daai leiding, ons gee vir jou daai ondersteuning wat jy nodig het. En tog gaan jy nog steeds nader bring aan die Here.
Ons gaan jou nie wegjaag nie, want jy is nie 'n slegte Christen nie. Jy is nie 'n slegte mens nie. Ja, maak ek sin wat ek sê? 100%. So, ek dink kerke moet net hulle visie verander. Kerke moet begin dink aan hoe sal die Here so 'n situasie hanteer? Hy sal nie mense wegjaag nie. Hy sal nie mense op hulle baadjie takseer nie. Hy kyk na hulle hart. En ek dink dit is die punt waarop dit kom. En as ons kerke dit kan doen, gaan hulle ook baie jong mense terugkry. Nie om enigsins snaaks te wees nie, maar jong mense, veral tieners van vandag en young adults, voel hulle word aanvaar. Hulle behoort iewers. Hulle wil nie, want vandag se lewe is so moeilik. Vandag se lewe het soveel druk en die wêreld het soveel punte waarby jy moet bykom, andersins is jy nie goed genoeg nie. Andersins is jy sleg, is jy uit die cool groepie uit, as 'n mens dit so kan noem. En tog het Jesus nog nooit gesê, okay, maar as jy so lyk en dit doen en daar slaap en daai man, dan gaan jy nie in 'n cool groepie wees nie. Die Here het gesê, ek staan by die deur en ek klop. Jy moet oopmaak. Ek kyk na jou hart. En as jy my worship, dan is jy sharp. Nou, hierdie rede is sensitief, maar belangrik. Baie jong volwassenes ervaar die kerk as onderdrukkend, veral oor seksualiteit, liggaamlikheid en verhoudings. Vir baie van hulle voel dit asof die kerk net een woord oor seksualiteit het en dit is moenie. Moenie dit doen nie, moenie daaroor praat nie, moenie voel nie, moenie vra nie, moenie sukkel nie. Aan die ander kant leef hulle in 'n kultuur wat sê, doen wat jy wil. Jou liggaam is jou eie. Jou begeertes definieer jou. Baie jong Christene sit dan tussen hierdie twee uiterstes van skaamte aan die een kant en grenslose individualisme aan die ander kant. En omdat hulle nie veilig voel om eerlik te praat nie, leef sommige met 'n dubbele lewe. Die kerk moenie ophou om oor waarheid te praat nie. Maar ons moet leer om oor waarheid te praat met genade, met wysheid en pastorale sensitiwiteit. Jong mense het nie net reëls nodig nie. Hulle het wysheid nodig en wysheid groei in veilige, eerlike gesprekke. Stop gerus die video hierso en gesels bietjie. Hoe ervaar julle dit? Is die kerk onderdrukkend wanneer dit kom by dinge so seksualiteit en saambly verhoudings? Gesels bietjie daaroor.